Ek glo dat dit sommer met jou baie goed gaan, baie welkom saam met my pastoor Pieterse. En ek weet jy het sommer 'n besonderse dag agter die rug. Ja, van my pastoor Stef, altyd lekker om saam met te kuier. Ek glo jy het ook een besige dag gehad soos ek en dat jy rustig nou is en 'n bietjie afgesny is van alles. Ek glo gisteraand se sessie het tot jou hart gespreek en dat dit vir jou baie beteken het. Ek het sommer gekyk op sosiale media en die terugvoering wat ek vandag gehad het was soos in shock. Nou ja, dit is so, ek wil net gou hier die YouTube kanaal is nou op en alles is reg. Glo almal kan my hoor, ook op Facebook en op TikTok en op YouTube. Baie lekker om saam met julle te kuier en ja, soos ek weer eens sê, gisteraand was my besonders gewees om selfs vandag die terugvoering te hoor. En daar's baie wat in hulle harte voel, weet jy, as dit een keer gebeur het, is ek klaar. En ek verstaan dit 100% en net al die rede. En dan het ek ook tog gesê dat met God is enige iets moontlik. En vanaand wil ek weer eens by jou kom stil staan en met jou kom deel uit die woord van die Here uit. En vanaand is dit my hart net dat manne en vroue bedien word en werklik waar sal groei in die Here. Maak nie saak watter kant toe jy glo en hoe jy voel oor sake nie. Vir my, ek bring die woord, ek deel met jou wat ek in my hart beleef en ervaar. En juis is dit vir my nou wonderlik om vanaand klaar te maak ook met hierdie reeks en ek glo ook dat ons vorentoe in die jaar ook sulke geleenthede sal hê dat ons oor sekere onderwerpe kan gesels rondom verhoudings en huwelike. Vanaand praat ek 'n bietjie meer dat 'n egskeiding hoef jou nie te breek nie. En ek weet dat soveel daardeur is en ek dink aan 'n klas, hoeveel kinders in 'n klas se ouers opgebreek is en net nie, jy weet, meer uit een gesin uit bestaan van 'n ma en 'n pa. Dis opgebreek en kom uit verskillende families uit en so is hulle weer opgebou, jou kinders en my kinders en ons kinders. En daar's baie drama en daar's baie seer, ook so rondom egskeidings. Ek self is deur egskeiding en ek kan met jou eerlik wees dat dit nie een van die lekkerste seisoene in my lewe was nie. En vanaand weet ek dat baie van u wat vanaand luister en ingeskakel is, moontlik deur dit gegaan het en moontlik dalk nou besig is om te skei of pas deur dit is en jy sit met die rou en die seer. Ek wil jou uitnooi om vanaand net te luister. En Vader, vanaand is dit my gebed ook om hierdie man en vrou wat saam kuier te bedien met die woord. Here, ek wil hom en haar kom bemoedig deur hierdie kragtige woord wat geïnspireer is ook so deur die Gees. En ook so, Here, het elke man en vrou wat vanaand luister, ook die geleentheid om dit te vat. En ek bid vanaand dat u hom en haar sal lei en hulle sal groei nie. Here, en as daar van hulle is wat nou luister, wat tans deur hierdie seer proses gaan, en moontlik ook dalk deur dit is, of dalk in dit is, bid ek vir krag, Here, ek bid vir wysheid en ek bid vir insig, en ek sê dankie vanaand, dat ons vanaand, Here, by u kan kom stilstaan. Here, en met alles by u voete kan kom neerlê. Dis my gebed en my begeerte vanaand, dat hy en sy wat vanaand saam luister, ook so versterk sal word deur die woord. Dis my gebed in Jesus se naam. Daar's baie mense rondom sprekers en predikers en beraders en sielkundiges. Ek sê sielkundige nie. Ek's 'n predikant wat baie jare terug teologie gestudeer het. En ek het toe intussen, jy weet, natuurlik met almal wat in jou spreekkamer sit of in die kantoor sit, weet het jy ekstra kursusse geloop en jy het gegroei en ek het nie al die antwoorde nie. Ek het nie al die antwoorde nie. Maar ek het geleer ook dat ek altyd na die woord van die Here toe gaan. En ek ook baie keer by ander gaan sit en gaan luister en gaan hoor wat hulle sê
en dan dit gaan opmeet met die skrif. En ek wil hê jy moet ook vanaand gaan meet alles op met die skrif. Vat die woord en ek weet die woord is die weg, die waarheid en die lewe, dis Christus Jesus. En vanaand bid ek ook so vir jou dat 'n egskeiding voel dikwels soos die dood. Nie net van 'n huwelik nie, maar met 'n egskeiding verloor jy jou drome, jou perspektief, jou menswees, jou identiteit en die toekomsplanne wat ons gehad het, is nou ewe skielik net nie meer daar nie. En nou moet jy weer oorbegin. En 10-1 begin jy oor dat jy baie verloor het. Daar's soveel mense wat ek kan van praat vanaand van hulle stories. Ek kan eintlik net vir my lewe praat en ek kan vir jou vir ure besig hou. Elkeen van ons het 'n storie. Elkeen van ons het 'n pad gestap. 'n Persoon met die naam van Kobus het vir my eendag gesê, dit voel soos om van 'n kraans af te val. Jy kan tegelyk verlig en verneder voel, het 'n vroumens vir my eendag gesê. Jy kan sterk voorkom, maar Stef, jy kan ook stikkend wees. En dit is wat gebeur in egskeidings. Jy het jou op en jou af en jy voel jy's in die middel van soveel dat jy nie weet wat ek kan doen nie. Dit voel soms soos om van 'n kraans af te val. Dit voel soms soos daar kom net nie na 'n punt toe nie. Ek praat met mense wat in my kantoor sit, wat stikkend is, wat deur egskeidings gaan wat al 2 jaar duur, 3 jaar duur. En egskeiding, wil ek hê moet jy hoor vanaand wat ek vir jou sê, egskeiding is 'n gebeurtenis. Dit is nie jou identiteit nie. Dit is nie jou identiteit nie. Dit het met jou gebeur, maar dit definieer jou nie. En jy wat op TikTok en op YouTube en op Facebook luister, sorry for the English people on YouTube that's actually enjoying the sermon in Afrikaans tonight, but unfortunately in the evenings between 8 and 9 on weeks evenings I'm actually ministering the word online. And you're more than welcome to listen, and there will be a time later during the year that I'll actually spend time as well to the English-speaking people. But you're most welcome to go to my pages and listen to the Word of God. Dit het met jou gebeur. Egskeiding het gebeur, maar dit definieer jou nie. Ek wil hê met Prediker gaan lees hoofstuk 3 van vers 1 en vers 4 en eintlik hele Prediker 3, die eerste 30 verse, 20 verse, praat hy van 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om te huil en jene, het 'n ou nie al baie gehuil as jy weet, deur dit gaan nie. Die uitdagings, daar's soveel uitdagings, en ek gaan vanaand 'n paar uitdagings uitlig. En ons gaan daaroor gesels. Die eerste een is daai negatiewe gevoelens. Jy treur oor wat jy verloor het. Sjoe, baie mense probeer sterk wees en aangaan. En dan probeer hulle daai hartseer en daai pyn te onderdruk. Die oomblik wanneer jy deur dit gaan en met dit deel en jy onderdruk dit, gaan dit omswaai en dit gaan 'n bitter gesindheid word, 'n bitter gevoel word. Jy het nie net 'n persoon verloor nie. Jy het jou drome verloor, jy het jou sekuriteit verloor, jy het moontlik jou selfbeeld verloor en dis hoekom ek baie keer vir boetas het in my kantoor sit en huil. Jy moet sien hoe huil mans oor hulle huwelik as hulle vrouens uitstap, net soos vrouens. Rou is rou, seer is seer, pyn is pyn. En jy sien in dit hoe baie keer dit vir hulle voel dat ek sien nie kans om aan te gaan nie. Hy verloor sy selfbeeld.
En ek het dit gisteraand ook aangeraak in my sessie oor dat wanneer jy in dit is, dan verloor jy alles. Jy voel jy verloor alles. En dit is hofsaake en dit is jy weet prokureursbriewe en dit is die kinders en die familie en die vriende en die werk en is kollegas en nou moet vriende kies aan wie kuier hulle. Jy weet en jy sit daar so en jy stikkend. En dis daai treur, dit is daai fase wat jy deurgaan. Ek wil vir jou sê dat ek sê dit altyd dat jy weet daar's 'n vervaldatum aan trane. Maar ek wil vanaand vir jou sê, gee jouself toestemming ook in jou lewe om te huil. En ek het dit al hoeveel keer vir mense gesê ek het dit onlangs vir iemand gesê wat ek mee gesels het. Toe sê ek, gaan sit en skryf 'n afskeidsbrief. Jy hoef dit nie te stuur nie, maar skryf daai brief en maak klaar. Sit dit neer op papier. Jy moet dit kan herken, dit het my seer gemaak. En ek wil vir jou sê dat genesing begin by eerlikheid. En eerlikheid is om te kan sê, hier is waar ek nou is. En ek sal moet vinnig hier uitkom om aan te kan beweeg. Ek wil vir jou sê dat dit is 'n deel van jou lewe gewees. Maar daar lê nog die res van jou lewe voor. En as ons dit kan verstaan dat ja, ons het ons alles gegee. Maar dit juis nodig om te verstaan, maar my lewe lê nog voor my. Daar's nog soveel. 'n Persoon het die ander dag vir my gesê, ons was 5 jaar getroud gewees en ek's 32 en nou moet ek weer oorbegin. Toe sê ek wel, jy het nog soveel jare voor jou om gelukkig te kan wees. Genesing begin by eerlikheid. Moenie na seer, wanneer jy in daai seer is ons baie keer geneig met al die verwardheid wat ons ervaar en beleef, om ons te onttrek van die samelewing, om onsself af te sonder. Spreuke 18 vers 1 waarsku ons teen isolasie na egskeiding. Skaamte wat jou as mens wil laat onttrek. Jy weet, jy wil nie mense se vrae hanteer nie. Jy beperk sosiale media stalking van jou ex en hoor my as ek dit vir jou sê. Jy weet, hierdie is eintlik so kragtig. Jy voel soos 'n mislukking. Hierdie is die realiteit. Jy voel soos 'n mislukking. Maar isolasie laat soveel leuns op 'n mens groei. Ek is nie goed genoeg nie. Niemand sal my weer lief hê nie. Ek moet maar net ek en my chihuahua moet nou maar hier oud word alleen. Ja, jy voel so. Ek sê God se plan dat jy moet alleen oud word. Jy sê God se plan dat jy moet bly by 'n leeput of by 'n drooput. God wil hê jy moet gelukkig wees. God se plan en doel vir ons is om voluit te leef. En ek het dit gister ook gesê, slegte goed gebeur met goeie mense, goeie goed gebeur met slegte mense. Maar dit vra ook van jou en my om nie te isoleer nie. Ek wil jou aanmoedig, kies 1 of 2 veilige mense in jou binnekring. En vir my, mense wat konstant kla. Vir my, mense wat die hele tyd, jy weet, en dis natuurlik, maar hulle wil altyd oor hierdie ander persoon praat en omdat hulle vir jou omgee, voel hulle om op te kan staan en daai persoon aan te val. Jy het nie nou dit nodig nie. Jy het genesing nodig. Jy het nie nodig om die hele tyd terug te gaan
na daai plekke toe nie. Kry objektiewe raad voor groot besluite. Ek sê dit altyd vir mans en vir vrouens wat deur egskeidings gaan, moenie in daai eerste 6 maande, eerste jaar van julle opgebreek het, groot radikale besluite maak deur om te sê, nou verkoop ek net alles en nou gaan ek net weer oor begin nie, want mens neem sulke irrasionele besluite en dan, ja, dan maak ons verkeerde besluite. En dit kos ons baie geld partykeer. En jy's in 'n egskeiding kan jy nie bekostig in daai oomblik om verkeerde besluite te neem nie, want jy moet onthou, jy moet nog aangaan. Jy het 'n toekoms wat voor jou lê. En ek sê dit soveel keer, gebeur baie keer dat jy net nie meer wil eet nie. Jy voel of jy wil handdoek ingooi. Ek wil vir jou sê, baie mense onderskat die fisiese impak wat 'n egskeiding op 'n man het en op 'n vrou het. En ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê. Die oomblik wanneer 'n ou jou so afsonder en jy nie oefen nie en nie gesond eet nie, kry jy migraine, jy kry jy kry migraine, jy kry bloeddrukprobleme, slapeloosheid, emosioneel begin jy in die nag om 'n pak chips oop te maak en jy begin dit net te eet. Efesiërs 5 vers 29 sê, ons moet na ons liggame omsien. Hierdie is die tempel van God. Ja, jy gaan deur 'n fase van seer en pyn. Ek sê dit soveel keer, ek wil dit weer sê, hê genade vir jouself. Hou op so hard wees teenoor jouself. Daar's dalk 'n paar praktiese stappe wat jy noem. Ek kan ongelukkig nie op hierdie stadium stap voor ek nie my voete geopereer het nie, maar 'n stap is goed vir jou. Karen stap elke dag 5 tot 8 kilos, vroeg in die oggend voor sy gaan werk. Dit is nodig om, jy weet, en as sy nie in die middag kan nie, of in die oggend nie kan nie, dan sal sy in die laatmiddag. En dan maak sy nog tyd ook om te gaan gym. Sy sorg dat, en dis wat ek admireer, dis nog waar ek moet by uitkom. Maar ek wil vir jou sê, wat nou al reeds deel met die stres van 'n egskeiding, wat juist deel met al die stres van finansiële druk en jou kinders en 'n nuwe huis en 'n nuwe kar wat jy moet koop of verkoop en ek moet kleiner gaan, daai stres en alles het jy nodig om na jouself te kyk en te ontspan nog steeds in jouself, verminder suikerinnames. En weet jy wat, baie keer het ons daai oormatige kafeïen. Jy weet, en dit versteur ons slaaproetines, en ek wil vir jou sê, dat in daai tyd moet jy tog by 'n plek kan kom om baie water te drink. En hoor wat ek ook vir jou nou sê. Dis baie wys, dat as jy deur dit gaan, beperk sosiale media, daai stalking van jou ex. Jy wil nou kyk, is hy of sy aanlyn? Met wie hang hulle nou uit? En dit maak jou mal as jy sien sy het aanbeweeg. Dit maak jou mal om te sien, hy is nou saam met daai vriendin en vriende van jou uit, en nou het hulle gaan dans. Jy het altyd saam gegaan. En nou sien jy dit op Facebook. Ek wil vir jou sê, dit klink verskriklik, maar vir my dat jou liggaam dra nou op hierdie stadium emosionele trauma. En jy moet dit beperk. Jy moet gesond word, jy moet tyd maak vir jouself, en om die hele tyd hom te wil stalk of haar te wil stalk, gaan vir jou mal maak. Daar gaan goed uit jou mond uitkom wanneer jy haar sien of hom sien, wat kon gebly het. En woorde maak seer, en baie keer, juis in daai egskeidings, gebruik hy of sy enige iets, dan hardloop hulle prokureurs toe, en always smile. Ek het baie prokureursvriende, en always smile is die prokureurs, want hulle stuur briefies uit, 'n R800 briefie, en 'n R600 oproepie van 2 minute, en so word alles aangeteken, en papa moet maar net betaal, en dit is 'n oor en weer bekleierery. O nee, nou moet Boetie is 10 minute nou laat afgelaai, maandagoggend 'n prokureurs oproepie. Ai. Hierdie maak jou mal. Jy moet rustig raak. Stryd teen hierdie negatiewe denke. Dis hoekom ek sê, egskeiding is nie
die einde nie, en dit hoef jou nie te breek nie, en as jy nou besig is om te breek, dan hoop ek jy hoor wat ek vanaand vir jou sê. Jy weet, stryd teen negatiewe denke. 'n Vrou met die naam van Olga het vir my eendag gesê, ja, hierdie koppie van my maak vir my klaar. Herprogrammeer hierdie denke, om te sê, dit is my skuld, ontrouheid was 'n keuse. Ek het my beste jare vermors, maar my beste jare lê nog voor. Jy moet elke keer op 'n plek kan kom om hierdie denke positief te kry. Ek is verwerp, ek is nog steeds waardevol. En dis hoekom dit vir my altyd lekker is om vir mense te sê, kry 'n liefde vir die woord van God. Hy help nie net jy bid en praat oor die Here en woon dienste by en luister aanlyn nie. Jy moet die woord lees, jy moet 'n liefde begin ontwikkel vir die woord, want wanneer die woord begin groei in jou, verander jy hele mens wees. Want dis God wat met jou dan praat, fisies deur die woord, en dit begin in die oomblik wanneer jy dit lees, begin dit te leef, begin dit te groei in jou mens wees. Ek is nog steeds waardevol, al het hy of sy my verwerp. Ek wil hê jy moet dalk 'n oefening gaan doen as jy tydjie het, vanaand na die tyd. Gaan skryf een negatiewe neer. Een negatiewe gedagte neer. Gaan skryf dit neer. Maar vervang dit dan met die waarheid. En wanneer jy môreoggend opstaan en jy voel negatief, skryf daai negatief neer, maar gaan vervang dit met die waarheid. Bid en werp jou sorge op God. Ek wil vir jou sê 1 Petrus 5 vers 7 en Psalm 34 vers 18 en Jesaja 41 vers 10 beklemtoon dit. God is nie, jy weet, geskok oor jou en my pyn nie. Hy is naby die gebrokenes. Hy gee krag vir die wat moeg is. Hy herstel jou en my uitdagings. Ek wil nog 'n uitdaging vir jou op die tafel neersit. Daai verhouding met daai gewese huweliksmaat. Ja, egskeiding beëindig die huwelik. Dit beëindig dit. En nie altyd die kontak nie. Op papier is ons geskei, maar ons gaan nog kontak hê moontlik. Veral as daar kinders is. Partykeer kan ons soos varke gedra. Partykeer kan ons lelike goed vir mekaar sê, uit 'n bitter plek uit 'n seer plek uit. Handhaaf 'n beleefde verhouding. Kom ons wees volwasse. Jy voel nie daai oomblik so nie, maar hoor my. Romeine 12 vers 18, so ver moontlik, leef in vrede. Jy weet, wanneer daar vrede is, kan ons moontlik sekere goed makliker uitsorteer tussen mekaar en kan ons vinniger tot 'n konklusie kom rondom sekere dinge en kan ons aanbeweeg. Praktiese beginsels. Hou kommunikasie kort en saaklik. Bly by feite. Sy wil nie hoor hoe gaan dit nou met jou ma en met jou boetie se lidorings nie. Sy het aanbeweeg. Hy het aanbeweeg. Moenie probeer chit-chat nie. Bly by feite. Moenie weer ou argumente weer heropen nie. Want dit gaan weer opeindig in briewe. Beperk emosionele reaksie. En ek hoop jy hoor vanaand wat ek vir jou sê. En moontlik gaan jy dalk hier daardeur nie en jy luister vanaand die toevallig ingeskakel en jy ken iemand, stuur hierdie boodskap vir hom.
As jy nog nie op ons groepe is nie, my nommer verskyn op die platforms. Stuur vir my 'n WhatsApp, ek laai op ons groepies na die tyd en vanaand se boodskap gaan op die groepe geplaas word. Jy moet vir jouself sê, ek kies vrede vir my eie gesondheid, vir my eie emosionele welstand. Vir my beledigende spraak. Ek kan vir Kaar lelike goed sê. En as hy so aanhou, blok hom net, blok haar net. Dis jou enigste, ek het iemand die ander dag gesê, hoekom nog betrokke raak daarbey, blok haar net, eenvoudig. Jy het nie meer nodig nie. Sy het gekies om aan te beweeg. Blok haar. Jou familie blok haar. Sy het 'n keuse gemaak. Sy het iemand anders gekies bo jou. Hou op om hierdie emosioneel afgetrek te word. Gaan lees Spreuke 17 vers 27. Hoor wat sê die woord daarvan omtrent. En dan wil ek vir jou sê, wanneer jy aangeval voel, partykeer is dit nodig om 'n bietjie stil te bly. Moenie onmiddellik reageer nie. Ek is van nature 'n persoon wat soms 'n bietjie lank vat om te dink oor 'n ding. Sê ek sal oor dink. En dan het ek dit baie wys gevind in baie geval om vir paartjies te sê wat besig is om te skei. Jy weet, hou kommunikasie per e-pos. Jy weet, want jy het nou sulke slegte ervarings gehad rondom WhatsApps en jy weet boodskappe op Messenger en hou dit by e-posse. Woorde kan nuwe wonde maak. Luister wat ek vir jou sê, wat vir jare vat om te genees. Laat bitterheid los. En ek wil jou uitnooi en dalk sê op 'n moeilike en 'n slegte plek. Ek wil vanaand werklik uit my hart uit vir jou sê dat van bitter na beter. Maar bitter is nie 'n antwoord nie. Bitter maak jou siek. Bitter maak dat jy emosioneel nie nugter besluite in jou lewe kan neem ook nie. Vergifnis beteken nie wat gebeur het was reg nie. Jy vertrou weer nie, daar is geen grens nie. Vergifnis beteken ek laat God die regter wees. Ek maak my los, ek het jou vergewe, maar ek maak dit los, God sal met jou afreken. Ek gaan nie meer myself, ek gaan nie my weer na daai plek toe vat nie. Jy het keuses. Alles rondom egskeidings gaan oor keuses wat jy moet maak. Dis nog 'n uitdaging. Daai hulp van jou kinders, kinders voel, dit is hulle skuld. Kinders ervaar in egskeidingsverwerping. Kinders ervaar verwarring en ervaar onsekerheid en hulle weet nie waar pas hulle in nie. Ma en pa, julle is baie keer so besig om te beklei oor besittings, dat daai bondeltjies liefde tussenin verlore gaan. En is so belangrik dat ons altyd moet op die kant sit en ons kinders in gedagte hou. Moenie jou kinders speel nie, moenie jou kinders gebruik, moenie jou kind gebruik in hierdie geveg nie. Hy het nie gevra hiervoor nie, jou kinders het nie, sy het nie gevra hiervoor nie, sy sit in die middel, sy moet gaan netbal speel, hulle moet hokkie gaan speel, rugby gaan speel, hulle moenie nou groot mense wees nie. En dit is nodig om oop met ons kinders te praat ook. Hulle is nie dom nie, kindertjies van Jesus is nie poppos nie, hulle weet wat aangaan. Praat met hulle, Job sê dit, oop gesprekke, laat hulle praat, selfs al maak dit nie sin nie. Moenie jou kind se gevoelens minimaliseer nie.
Moenie dit afwater nie. Jy moet gereeld vir jou dogter, jy moet gereeld vir jou seun sê, dit is nie jou skuld wat gebeur het nie. Ek en pappa, ek en mamma is baie lief vir julle. Is baie lief vir jou. En hierdie is nie oor jou nie. En ek het 'n gepaste rol wat ek moet speel as man. Ek het 'n gepaste rol om te speel as vrou. 1 Korintiërs 13 vers 11. Ons het rolle om nog steeds te vervul. Al het ons verskille, al het ons opgebreek, al het ons aanbeweeg. Ons het nog steeds rolle om te vervul rondom ons kinders. Moenie jou kind jou emosionele steunpilaar maak nie. Ja. Ek sien mans wat 50 is, hulle maak hulle kinders wat 15 is, jy weet, vir hulle steunpilaar. Pak op hulle kinders af. Jou kind moet skool gaan. Ons tyd het ons al basters gespeel. Kinders moet hulle lewens geniet, moenie hulle intrek hier nie. Dit is nog steeds sy ma, dit is nog steeds sy pa. Al is hy wat. En ons sal nie altyd daai verstaan nie, maar is daai bloed. Moenie ouers, moenie jou ex voor jou kinders sleg maak nie. Kinders moet kinders bly. Wat doen ons as ons deur 'n egskeiding gaan? Ek wil vir jou sê, jy moet dadelik weer op 'n plek kan kom om stabiliteit in jou lewe te kry. Hoor wat ek vir jou sê vanaand, stabiliteit is so belangrik, selfs al verander alles rondom jou, as gevolg van die egskeiding. Hou routines. Jy het nog steeds saam as 'n gesin, al is die helfte van die gesin dalk opgebreek. Jy sê ek sit alleen, wel, kry vir Snoepie en sit maar saam Snoepie. Maar jy moet nog steeds by jou tafel, jy moet nog steeds routine in jou lewe. Routine is belangrik, anders gaan jy uit mekaar uitval. En om nog steeds saam te kan bid, en nog steeds te kan bid, is so belangrik. Deuteronomium 6:6-9. Struktuur bring veiligheid. Kinders, ek wil vir jou sê, kinders kan in egskeidings ouers ook manipuleer. Want jy kry jou dogter en jou seun jammer, want hulle het nie voorgevra. Nou bederf jy hulle in oormate. En baie keer vertel hy vir ma, hy kort dit, en hy vertel vir pa presies dieselfde storie. En so partykeer speel hulle ouers teenoor mekaar. Kinders is baie slim. Kinders is baie slim. En ek wil vanaand vir jou sê, dit wat ek vanaand vir jou sê, jy weet, is alles net feite. Dis nie goed wat uit my duim uit gesuig is nie. En jou kind, as hy vir jou kom kuier, pa, moet daar 'n struktuur wees. Daar moet struktuur wees, ma. Nou kom hy uit 'n week van sy ma af, en nou klim hy saam pa in die kar, nou gaan sit hy in die bar. Hy het die hele week struktuur gehad, en ek sien baie paas wat struktuur het, en ek sien dit baie deesdae. Paas wat kinders alleen groot maak, want die maas is in die kuierplekke. En so sleep ons die kinders saam met ons na al hierdie plekke toe, daar is nie meer strukture nie. Ek wil nog iets sê, wat vir my baie belangrik is, om vanaand vir jou te sê, meneer, mevrou, herontdek jouself. Dis so belangrik, egskeiding kan jou breek, of dit kan jou weer bou. Nou is dit tyd aan dit, maar moenie gebreek word nie, vra vir dit vra vir my en jou, vir selfrefleksie. Ek het foute gemaak, ons almal, nie een van ons is volmaak nie. Ek ken 'n paar mense wat nooit foute maak nie. Ek ken 'n paar.
Jy kan nie met hulle redeneer nie, want hulle het nie foute nie. Dan gaan so deur die lewe. Maar vanaand wil ek hê jy moet by jouself begin deur om daai selfrefleksie in jou eie lewe in te kyk. Vind dit in jou hart om na jouself te kyk, waar het ek foute gemaak? Wie is ek nou? Wie is ek nou na hierdie egskeiding of in hierdie egskeiding? Wie is ek nou? Jy weet, wat het ek geleer deur hierdie hele egskeiding? Wat het ek geleer? Hier waar ek nou is, wat leer ek? Watter rooi vla sal ek nooit ooit weer in my lewe ignoreer nie? Watter nuwe roeping wag dalk vir my? Jy is nie net 'n geskeide persoon nie. Jy is, hoor wat ek vir jou sê, 'n kind van God. Jy is geroep deur God, jy is waardevol, jy is kosbaar en jy is steeds bruikbaar en daar's nog steeds iemand wat vir jou wag. Jy is besonders mooi om mekaar gewewe. Gaan lees Romeine 8 vers 38 en 39. Niks kan ons skei van die liefde van God nie. Nie egskeiding nie, nie seer nie, nie verwerping nie. En laat ek dit nou maar vanaand vir jou sê, egskeiding kan jou knie laat knak, maar dit hoef nie jou identiteit te breek nie. Jou verhaal het nie geëindig nie. Dit het net met 'n nuwe hoofstuk begin. Dit is 'n nuwe hoofstuk. Moontlik is daar 'n slotvraag wat jy jouself moet vra vanaand. Het ek myself toegelaat om te treur? Hou ek aan bitterheid vas? Is ek waar ek nou is gereed om vorentoe te beweeg? En ek bid saam met jou vir herstel en vir vrede, vir nuwe hoop en vir genesing van identiteit. Want dit is baie belangrik om weer jou identiteit te ontdek en jou stem wat stil geword het, weer self te hoor. Weer op te kan staan. Vandag het ek en jy eerlik, terwyl ek en jy geluister het en julle geluister het en ek gepraat het ons eerlik gekyk na pyn. En ek het geensins in hierdie sessie gesê dat egskeiding maklik is nie. Dit sny diep. Dit ruk drome uit. Dit laat jy soms voel asof jy van vooraf moet leer leef. Leer asemhaal. Voel of jy weer moet leer loop. Maar hoor dit vandag baie duidelik wat ek vir jou sê wat luister. En ek sê dit weer, in sy egskeiding is 'n gebeurtenis. Dit is nie jou identiteit nie. Jy is nie die mislukte huwelik nie. Jy is nie die een wat verwerp is nie. Jy is nie die een wat nie goed genoeg is nie. Jy is steeds waardevol. Jy is steeds geroep. Jy is steeds geliefd deur God. Ja, jy het dit verloor baie. Ja, dit het seer gemaak. Maar jy het dit ook oorleef. En jy gaan dit oorleef. Jy sal dit oorleef. En omdat jy dit oorleef het, beteken dat jy nog krag het. En dat daar nog asem in jou longe is. En dat daar nog 'n doel met jou lewe is. God het nog steeds 'n plan met jou. En moenie terugkyk met verlange na wat kon wees nie. Moenie terugkyk met selfverwyd oor wat jy anders moes doen nie. Die verlede
Wil ek hê, moet jy hoor wat ek vir jou nou sê, kan jou lesse gee, maar dit mag nie jou toekoms steel nie. En ek en jy moet 'n keuse maak. Jy moet 'n keuse maak dat dit gaan nie my vreugde en my vrede en my toekoms steel nie. Om op te staan beteken nie jy ontken die pyn nie. Dit beteken jy weier om daar te bly lê. En dan moet ek op 'n plek gaan kom om vir myself te sê, daar is 'n nuwe vreugde wat ek nog moet ontdek. Nuwe wysheid wat uit hierdie seer seisoen gebore is. En hoor jy wat ek vir jou sê, nuwe grense in jou lewe wat jou sterker gemaak. Nuwe drome wat jy met oop oë sal bou. Vandag kan jy 'n besluit neem as 'n man en as 'n vrou. Ek sal nie bitter bly nie, ek sal nie vassteek nie, ek sal nie my storie hier laat eindig nie. Ja, en jy mag dalk uit as uit opstaan, maar jy staan op met meer insig, met meer diepte, met meer integriteit en meer afhanklikheid in God. En ek wil dit vir jou sê, my afhanklikheid is in God. Niks en in niemand anderste nie. Dis my sterkte. En onthou, wat jou wou breek, kan jou bou. Hierdie is nie die einde nie. Dis 'n nuwe hoofstuk. Dis 'n nuwe begin. Here, en ons sê vir U dankie dat ons kon hoor wat U vir ons sê vanaand. Dankie dat ons kon leer en Here, in soveel areas wat ons aanskuldig is, en soveel areas wat ons soveel tekort skiet. Dankie dat U vanaand tot ons gespreek het. Dankie dat U met ons 'n afspraak gehad het. Dit was nie toevallig nie. Toe val die lig. Die lig het vir my oopgegaan vanaand. Dankie Here, dat ek as vrou opstaan, as man opstaan en instap in dit wat U nog vir my instoor het. Waar geroof en gesteel is in my lewe, dankie vir 'n nuwe seisoen. 'n nuwe begin in vrede. Ek bid vir jou vir krag en sterkte. Ek bid vir jou vir wysheid in hierdie tyd. Vir vrede, sodat jy in alles nog steeds God sal raak sien en sal hoor God se stem. Amen. Maar lekker gewees om saam met jou te kuier en mag julle elkeen op TikTok en YouTube en op Facebook 'n besonderse aand hê en môre aand tussen 8 en 9 bid ons saam en Vrydag is ek by Mighty Men Laagveld en daar tot Sondagmiddag en dan kom ek terug en as julle manne in die omgewing is, kom saam Mighty Men toe en dit gaan een besonderse tyd wees en ek sien uit om saam met julle te kuier ook Sondag aand en ek glo ek gaan Sondagoggend sommer net live uitsaai van Mighty Men af deur een van die predikers af te neem, sodat julle saam kan luister. Dit is baie lekker gewees om saam met julle te kuier vanaand en ek glo Februarie is so aan sy einde en ek wil vir elkeen van julle dankie sê wat ook hierdie blad finansiëel ondersteun en in hierdie bediening belê. Die Here seën julle ryklik. En mag jy ook in hierdie seisoen stap in oorwinning en deurbraak. Jy's kosbaar. Jy's kosbaar. En weet dat ek saam met jou bid en jy by die Here se voete neerlê. So baie wat ek nog kon sê rondom hierdie boodskap oor ouers en skoonouers en stieffamilie en skoonfamilie sal nog by dit uitkom. Maar glo vanaand as jy hoor die boodskap. Pas jou op, sien julle môre aan.